Hallo en welkom by The Answer Series se natuurwetenskappe video's gebaseer op ons studiegidse. In hierdie video gaan ons die struktuur van 'n atoom ontleed, die kleinste bousteen van materie wat ons in die eerste video bekend gestel het. Al is atome mikroskopies klein, bestaan hulle uit selfs kleiner deeltjies wat subatomiese deeltjies genoem word. Kom ons gebruik die element koolstof as 'n voorbeeld. Koolstof bestaan uit baie van dieselfde koolstofatome. As ons inzoom op een van hierdie koolstofatome, kan ons die basiese struktuur sien wat uit sy subatomiese deeltjies bestaan. Daar is 3 subatomiese deeltjies in enige atoom: protone, elektrone en neutrone. Protone en neutrone is groter subatomiese deeltjies wat ongeveer dieselfde grootte is. Elektrone is die kleinste subatomiese deeltjie van die 3. Protone is deeltjies wat 'n positiewe lading dra en ons gebruik die simbool P met 'n plus om dit aan te dui. Elektrone is deeltjies wat 'n negatiewe lading dra en ons gebruik die simbool E met 'n minus om dit aan te dui. Neutrone het geen lading nie. Hulle is dus elektrostaties neutraal en ons gebruik die simbool N met 'n nulletjie om dit aan te dui. 'n Maklike manier om die name en ladings van hierdie 3 subatomiese deeltjies te onthou is P vir 'n positiewe proton, E vir 'n negatiewe elektron en N vir 'n neutrale neutron. Op die diagram van 'n tipiese atoom kan jy sien dat hierdie 3 subatomiese deeltjies op 'n baie spesifieke manier gerangskik is. Protone en neutrone is geleë in die middelste gedeelte van die atoom wat ons die kern noem. Die elektrone draai rondom die kern. Omdat protone positief gelaai is en neutrone geen lading het nie, het die kern van 'n atoom dus 'n algehele positiewe lading. Die kern met sy protone en neutrone bepaal ook die massa van die atoom, selfs al is dit die kleinste gedeelte daarvan. Elektrone is negatief gelaai en hulle het baie energie. Hulle word aangetrek deur die positiewe ladings van die protone binne die kern en daarom draai die elektrone voortdurend rondom die kern. Jy kan aan die struktuur van 'n atoom dink soos insekte wat deur 'n gloeilamp aangetrek word. Die gloeilamp in die middel is soos die kern van die atoom, 'n positiewe gedeelte. En die insekte wat rondom die gloeilampie beweeg is die negatiewe elektrone wat deur die kern aangetrek word en rondom dit draai. Die insekte word deur die lig aangetrek net soos die negatiewe elektrone deur die positiewe protone aangetrek word. Die vinnige beweging van die elektrone rondom die kern gebeur so gou dat ons nie die afsonderlike omwenteling so duidelik kan sien nie, soos wat dit nou in hierdie prentjie vertoon word nie. In werklikheid veroorsaak hierdie vinnige beweging van die elektrone dat daar 'n elektronwolk ontstaan met 'n algehele negatiewe lading. So hier is 'n meer realistiese voorstelling van 'n atoom se struktuur. Die klein kolletjie in die middel is die atoom se kern en die vae wolk wat rondom dit is, stel die elektrone voor wat bittervinnig rondom dit beweeg. Die prentjie is nie op skaal geteken nie, maar indien die kern so groot soos 'n golfbal sou wees, sou die buiterand van die elektronwolk sowat 1,3 km daarvan weg wees. Dit gee jou 'n idee van hoe groot die ruimte rondom die kern werklik is. Die elektronwolk is dus baie groter as wat die kern is, maar dit dra slegs 'n klein gedeelte tot die atoom se massa by. Die elektrone vorm die grootste deel van die volume van die atoom, die ruimte wat die atoom beslaan. Al het atome positiewe protone en negatiewe elektrone, is alle atome neutraal. Dit beteken dat hulle algeheel geen lading dra nie. Die rede daarvoor is dat elke atoom gewoonlik dieselfde aantal protone en dieselfde aantal elektrone het. So die positiewe protone en die negatiewe elektrone kanselleer mekaar se ladings uit. As ons weer na die koolstofatoom kyk, sal jy sien dat dit 6 protone in sy kern het en 6 elektrone wat rondom die kern wentel. Die 6 positiewe protone en die 6 negatiewe elektrone kanselleer mekaar se ladings uit en daarom is die koolstofatoom neutraal. Om te weet hoeveel protone en elektrone 'n atoom bevat, verwys jy eenvoudig na die element se posisie op die periodieke tabel.
Onthou dat die posisie van 'n element op die periodieke tabel bepaal word deur sy atoomgetal. Die elemente is volgens hulle atoomgetalle van laagste tot hoogste gerangskik. Die atoomgetal dui die aantal protone in die kern van elke atoom van daardie element aan. Byvoorbeeld suurstof is die 8ste element op die periodieke tabel. Sy atoomgetal is dus 8. Daarom weet ons dat 'n suurstofatoom 8 protone in sy kern het. Omdat alle atome altyd neutraal is, kan ons ook aflei dat 'n suurstofatoom dus 8 elektrone het wat rondom die kern wentel. Die 8 protone en die 8 elektrone kanselleer mekaar se ladings uit en vorm dus 'n neutrale suurstofatoom. En dit geld vir enige element op die periodieke tabel. Elkeen het sy unieke atoomgetal en dus 'n unieke aantal van elke soort subatomiese deeltjie. Byvoorbeeld waterstof se atoomgetal is 1, so hy het dus 1 proton en 1 elektron. Boor se atoomgetal is 5, hy het dus 5 protone en 5 elektrone. Natrium is die 11de element, so hy het 11 protone en 11 elektrone. Swaal is die 16de element en hy het dus 16 protone en 16 elektrone. Let daarop dat die aantal neutrone van elkeen van hierdie elemente ook aangedui word, maar dat dit kan verskil van die aantal protone en elektrone. Jy hoef nie die aantal neutrone vir elke element te memoriseer nie. Wat jy wel moet onthou, is dat die atoomgetal vir jou sê hoeveel protone en dus hoeveel elektrone in die atome van daardie element voorkom. Sleutelterme vir hierdie video sluit in atoom, subatomiese deeltjies, protone, elektrone, neutrone, atoomkern en atoomgetal. Check out the video description below for practice questions from our study guides. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches. So that's it for now from The Answer Series, your key to exam success.